om ons vir tasbare, fisiese, sigbare, hoorbare blessings in ons lewens elke dag. In Jesus se naam, dankie. Amen. Amen. Goeiemôre almal wat die Here liefhet, julle aanlyn ook. Goeiemôre aan die broers en susters van die gemeente wat dit die weg oop gesien het. Ons besef Jeffreys Bay se verkeer is verskriklik die tyd van die jaar. Ons is so bly julle kon dit maak om saam met ons te wees. Baie welkom. Die van julle wat ver gery het vanmôre, die lewe se journey, net dankie vir julle. Julle aanlyn, hallo, welkom. Geseënde Kersfees. As ek jou nog nie gesien het die jaar nie, of jy my nog nie gesien het in hierdie tyd van Kersfees nie, mag dit vir jou 'n geseënde tyd wees. Mag dit regtig vir jou 'n tyd van vreugde wees. Vanmôre praat ons oor, ons sny die naaldstring, maar vanmôre sny ons die vrugtekoek. Toe ek het nou die dag sê, na die diens, toe kom mense en sê, hoe kan jy sê jy hou nie van vrugtekoekie, dis my all-time favorite. Ek sny dit sulke blokkies en ek maak hierdie resep en ek sit dit in die vrieskas en ek doen wat ek doen en vrugtekoek is my all-time favorite. Dan sê ek, kry vir jou, ek is baie bly. Ek is bly ek kan iets gebruik wat jou opgewonde maak. So, as jy nou vanmôre 'n vrugtekoek fan is, this is for you. Bly saam met ons. Die idee is net om, ons het gepraat in hierdie tyd rondom die vrug van die Gees in ons lewens en party van ons is vriendelik en lankmoedig en sagmoedig en liefde en slow to anger en al daai dinge. Maar ons het ook gesê, moet nou nie net 'n vrug wees, moet nie net 'n piesang wees nie. Kom aan man. Wees 'n vrugteslaai, wees 'n vrugteslaai. Maar nou my eie verwysingsraamwerk van vrugte en groente, ek het dit al vir julle gesê, ek sê dit weer. Ek het op die plaas groot geword waar ons nie ryk was nie, maar ons het vleis gehad. Baie. Altyd. My pa het my gewaarsku vandat ek so klein is. Boetie, pas op vir alles met 'n te. Moenie te wees. Okay pa, groente, vrugte. Vleise, dit werk vir my. So dis my enigste rede hoekom ek nie van vrugtekoek hou nie. Hoekom wil 'n mens behalwe, maar dis nie 'n vrugtekoekie, dis 'n blomkonfyt. Julle, ek bemark nou namens 'n vriend vanmôre, vriendin. Roosblaarkonfyt in die lewe julle moet dit doen. Praat met haar na die diens. Prima. Maar die res van ons, hoekom wil jy 'n vrug kook? Why? As jy wil 'n wortel eet, eet hom. Hoekom moet hy geoond braai word? 'n Oond is nie gemaak vir wortels, soos koek en brood wat daarin gaan. Nie daai, okay, in elk geval, vrugtekoek. Dit hou baie lank. Jy kan dit preserveer, jy kan dit toedraai, jy kan dit mooi daai wit marsipaan, nee, jy hoor hoe jy ken hierdie goed. Maar kom ons wees net 'n vrugtekoek in ons harte vanmôre, nee, Annie. Ja, ons hoef okay. As jy weer 'n vrugtekoek vat, gaan jy hierdie hopelik onthou. Ons raak opgewonde oor vrugtekoek. En melktert en al daai ander dinge, ja. Lemon meringue, maar 'n ou verloor half spoed. Ons is nou al amper moeg gekersfees. Koos nog 'n preek oor Kersfees. Nog 'n stille nag, nog 'n herders op die oop veld. Regtig, wanneer stop dit? Dit moenie stop nie. Dit moenie stop nie. Jou tune kan verander, maar jou hart moet bly. Môre sing ons iets anderster, môre eet ons iets, maar in jou hart, die geskenk, Jesus Christus, die event, nie die dag en die datum nie, nie die seisoen nie, Jesus, kom ons praat vanmôre oor sny die vrugtekoek en jy het hierdie geskenk ontvang, almal van ons. Kom ons gaan deel hom, Jesus. Ek wil vanmôre vir jou vra nie, wat doen jy vir Jesus nie, maar wat doen jy met Jesus?
Jy het nou jou vrugtekoek gekry, jippie. Wat doen jy? Sit hom in die vrieskas. Ons sal weer Desember oor hom praat, nee. Want hy is ons nou gepreserveer met allerlei goed wat jy bygooi en mooi en wat en. Nee, jy kan nie dit doen nie. Ek wil jou uitdaag, as jy 'n vrugtekoek het, of persent gekry het, of wat, sny hom in sulke blokkies. En dan eet jy elke week 'n blokkie. Dan onthou jy, want die waarde van die geskenk Jesus moet ons nie verloor nie. Dit gaan nie oor jingle bells, ons sê dit vir mekaar gesê. Dit gaan oor Immanuel, God met ons. Immanuel. Immanuel is die teenpool van automatic, nee. Jy sien as jy 'n kar ry. Hy's manual of automatic. God wil nie automatic wees in jou lewe nie. Automatic sit jy daarin en dan ry jy, speed control, dan gaan jy, no problem. Maar as jy in die verkeer beland, dan doen daai ding sy eie ding, net so, tjui. Maar as jy ry manual, ons weet as ons Zulu praat, nee, 'n bakkie is 'n Isuzu. Nee, ons verstaan daai, ja. Immanuel, kap hom so. Wanneer die lewe gebeur, moet jy bewustelik God se teenwoordigheid ervaar en sê, wie wat, hier het ek 'n bietjie 4x4 nodig. Hier het ek 'n eerste rad nodig. Hier moet ek nie in eerste rad gaan, ek moet in tweede rad gaan, anders sit ek te veel wielspin op. Ek en jy, Immanuel, God met ons, is 'n bewustelike besluit in jou hart, is 'n gedagte van, Here, hoe maak ons nou? Here, hoe werk hierdie? Jy kan nie net in automatic gaan en nou sit jy terug en dis nou maar gedoen, jy weet, no problem. Nee, ons moet manual gaan, Immanuel, God met ons. Kom ons lees Matteus 2, dit is die geboorte van Jesus se storie. Ek lees vir jou uit die 83 vertaling. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster gesien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bring. Toe koning Herodes hiervan hoor, was hy en die hele Jerusalem saam met hom ewig ontstel. Hoekom? Want hierdie koning is 'n bedreiging vir sy koninkryk, vir sy troon. Hy het toe die priesterhoofde en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar geroep, hulle uitgevra oor waar die Christus gebore sou word. Hulle het hom geantwoord, in Bethlehem in Judea, want so is dit deur die profeet geskrywe, en jy Bethlehem, gebied van Juda, jy is beslis nie die kleinste onder die leiers van Juda nie, uit jou sal 'n leier voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Daarna het Herodes die sterrekykers die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met hierdie woorde: gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan gaan bewys. Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het hulle gelei tot dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien. Hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak, vir hom geskenke uitgehaal, goud, wierook, mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle eie land toe teruggegaan. Ons leer 'n paar dinge hier rondom die waarde van die geboorte van Jesus as die koning, as die redder, as die seun van God. In die eerste plek is hy die koning vir alle volke. Alle volke. Die waarde van Immanuel, God met ons. Alle volke. Ons het dit vir mekaar gesê. Reg of verkeerd. Die oosterse lande, hierdie wyse manne kom uit die ooste uit.
Hulle erken vir Jesus as koning. Jy sien, ons moet oppas dat ons nie Jesus se statuur, se waarde verklein tot maar hy is eintlik net my koning. Hy is eintlik net ons groepie hier se koning. Hy is eintlik net ons mense met 'n bepaalde kultuur of 'n taal of 'n nie. Dis eintlik net ons koning. Nee. Jesus is die koning van die wyse manne uit die ooste uit en seker maar die onwyse manne ook. Moet nou nie daai ene misverstaan nie. Hy is die koning van die oosterse mense en ook die koning van die Jode. Ons het baie keer 'n gevoel van Jesus wat sê ek is die weg en die waarheid en die lewe, maar ons maak hom half eksklusief. Het jy al gedink as jy in 'n geskenkwinkel inloop en jy sien iets op die rak en wow, dis oulik, ek wil hom hê. Of dit hang maar af, jy weet, seentjies net die price tag verander. Ons hou van knoppies en ons hou van goetertjies en nou sien jy 'n kar. Ek wil daai kar wil ek hê. Dan gaan jy na die verkoopspersoon toe en jy sê, geef my 2 van daai asseblief, baie dankie. Dan sê hulle nee, sorry meneer. Daai is gereserveer. Ons vat nie geld hier in Jeffreys Bay wat van Limpopo afkom nie. Jy moet maar vir jou daai een gaan koop. Hierdie is net vir Jeffreys Bay se mense. Dis nie wie Jesus is nie, julle. En ja, Koos, kom aan, get over dit. Wie dink so? Baie mense dink so. Baie. Miskien is jy een van hulle wat ingeskakel is. Miskien sit jy hier vanmôre en sê maar ek weet nie wat is hierdie ander mense se probleem, weet hulle, dis my Jesus, dis my God. Nee. Jesus se waarde, Jesus se identiteit is koning vir almal. Hy is die koning vir die geleerdes en die ongeleerdes. Ek het 'n ding daaroor dat aan die kant om. Ek het niks teen geleerdheid nie, glad nie. Ek het probeer in my lewe. Ek het regtig probeer. Ek was nie 'n akademiese reus nie, ek is nog steeds nie, maar ek het daarom hier en daar iets raak geswat en raak gespot, nê. Onthou julle, in graad 1 het ek os gespot, toe kry ons ot, toe moet ek dit herhaal. Toe werk my vraestel wat ek vooraf uitgewerk het nie. Nee. Mense wat geleerd is, wat 'n voorreg om die woord, die konteks, die taal, die kultuur, die argeologiese waarde, amazing. Maar as daai geleerdheid jou identiteit word, as daai geleerdheid jou verwysingsraamwerk word, ons het net nou daar 'n bietjie gepraat van hoe ek was die naweek in 'n roeiboot gewees, Dan is daar altyd iemand wat sê, ag, regtig, ek was in 'n duikboot, get over it, jy weet, regtig. Ja, maar ek het hierdie vakansie het ek soeke vis gevang. Reg, ek het niks vis gevang nie. Of my vis, nee. Dit is tussen die oë. Dis nie die size nie. Jy kom jou ou vis storieetjie. My vis se oë is so ver uit mekaar uit. Daar's altyd iemand wat slimmer is as jy. Daar's altyd iemand wat slimmer is as jy. Ek praat met die klein kinders. Dan sê ek, dis oulik, en ek probeer om 'n ou grappie te maak, of wat ook al, en dan sê ek vir hulle, yes, daai, nee, dis nou 'n amazing mosterd kleurige outfit wat jy aan, en dan sê hulle, oupa, dis burnt orange, okay, regtig. Dit kan burnt orange seker wees, ek is maar dom met die goed. Maar Jesus kom nie vanmôre en sê ek is jou koning op grond van dit wat jy weet van hom nie. Ander mense kom en sê maar ek kan nie die evangelie uitdra nie. Ek kan nie preek nie, ek kan nie bid nie, ek ken nie al hierdie woorde nie, ek ken nie vers 3 nie. Ek weet nie eers hoeveel boeke is daar in die Bybel. Ek weet nie, die Bybel is een boek man, wat is jou probleem? Nee. Jesus kom en hy sê ek is jou koning, punt, klaar.
Hy vra nie wat het jy, hoe het jy, hoe ek wil jou koning wees. Wil jy dit so hê? Asseblief, baie dankie, jy het hom. As ons die vrugtekoek sny vanmôre, man, as jy nou die piesang in die mix is, so what? Just get in the mix. Moenie langs die bak bly lê nie. Klim in, want Jesus is jou koning. Hierdie koning Jesus se koms, se teenwoordigheid, se bestaan word bevestig deur die natuur en deur die woord. In daai tyd die sterrekykers hier kom hulle sê ons het 'n ster gesien. OK. Nou jy sterrekyker is eintlik sonde, nê? Die sonde waarna die Bybel verwys is ons Afrikaanse grootste gesinstydskrif in Afrikaans. Daar's 'n bladsy wat sê die sterre voorspel. Daai is onlekker. Daai moenie, don't go there. Maar daar's 'n Bybelskrif wat sê God maak die mens bewus van sy bestaan deur die natuur. Wow. Jy al ooit gedink ons het die voorreg gehad in die Okavango Delta? 60,000 vierkante myl water, dis groter as Frankryk. Daar's mense op die eilande wat daar bly wat nog nooit iemand behalwe sy eie familie gesien het nie. Want 60,000 vierkante myl is ver, pappa, as jy nie wiele het nie. As jy nie 'n TV het nie, as jy nie wifi het nie, hoe gaan jy weet? Dan kom ons daar, dan kry jy iemand daar, dan praat jy van Modimo, dis 'n versamelnaam vir God in enige kultuur en enige taal, dan sê jy vir hom, OK, maar ek ken hom. Hoe weet jy? Ek kyk daai voeltjie. Gaan kyk wat doen Afrika, gaan kyk wat doen die Eskimos. Hoekom sal 'n Eskimo bid vir 'n rob se babietjie se wat? Want daar's 'n ingebore soeke na God en hy sê ek sal jou bewus maak van my bestaan deur die natuur. Jy het geen verskoning om nie te weet daar is 'n God nie. Hoe die detail loop en wat is sy naam? Ons het daai getuienis met julle gedeel van 'n ou tannie wat een oggend daar ons kap bou en ons doen wat ons doen en maak en daar gaan ons, dis in die middel van nowhere, daar's nie veronderstel om mense te wees nie. Ons laai hierdie houte op en toe ons wil ry, hulle klap so hande vir Afrika, né? Koko, Wapenduka, wat hulle praat, 16 Boesman dialekte, hulle verstaan mekaar nie. Hierdie vrou praat daar deur een van die jong manne, 'n tolk, Humbukushu Boesman. En ek vra vir haar, tannie, wat soek jy? Sy sê, wat's die naam van Modimo? Deur die tolk. Ek sê, sy naam is Jesus. Sodra ons loop, ek sê, nee. Wie is jy, wat jy, waar kom jy vandaan? Die oumaatjie vertel van sy so klein is, loop sy met Modimo. Dis haar werk in die tribe, in die gesin, om hout te maak en om na die bokke te kyk. As haar pa sê, jy moet môre gaan hout maak, dan bid sy in die nag vir Modimo, en môreoggend vat hy haar in 'n rigting na 'n boom wat geval het, wat nie giftig is nie, en sy maak hout en sy kom terug, en dis klaar. God het haar nog nooit gedrop nie. As sy in die middag by die huis kom met die bokke, dan sê haar pa, hoor jy, hier korte bok. Hoe werk jy dan nou? Dan sê sy, Modimo, asseblief, wys my. Dan loop sy in 'n rigting, dan gaan haal sy daai bok en dan kom sy huis toe en Modimo het haar nog nooit gedrop nie. Nou word sy oud, sy word baie oud. Hulle in Afrika kry hulle nie plooier nie, hulle velle kom los, nê. Haar velle is los, broer. Sy is besig om te gaan, sy besef. En sy sit in haar hut in die middel van die nag en sy sê, Modimo, ek is op pad. Ek is besig om klaar te maak die kant. Ek weet nie waar gaan ek heen nie, ek weet nie hoe lyk dit nie. Ek weet nie hoe werk hierdie move nie, maar wat is jou naam? Want as ek nou daar kom, hoe gaan ek vir die mense sê, wie soek ek? En die Here sê vir haar, gaan sit daai oggend daar en 'n wit man sal kom en hy sal vir jou die naam van Jesus vertel. En toe sy nou die naam van Jesus gehoor het, toe sy sjap, daar gaan sy. Hoe weet hy dan nie dit? Hoe werk dit? Dis die Gees van die Here wat vir jou bewus maak van sy bestaan. Die woord, ek en jy het 'n Bybel, hoe lyk hy ook al?
Hoe lyk hy ook al? Die woord maak vir jou bewus van God se teenwoordigheid, van Jesus se waarde, van daai vrugtekoek wat jy saamdra. As jy daai blokkie uithaal, ons het dit vir mekaar gesê, Bakkai, wat sy Bybel vat en hy sê, the Bible is the spoon with which God feeds me. Hy sê simpelton, hy kan nie lees, hy kan nie praat, hy weet niks. Maar as hy sy Bybel oopmaak, praat God met hom. Hoe gereeld kom jy by jou Bybel uit? Hoe net Kerstyd? Ek is bly dis nie net Kerstyd nie, want net Kerstyd lyk die saal so. Dan kuier ons 'n bietjie hier, ons kuier 'n bietjie daar, ons sal weer môre aangaan met liewe Jesus. Vandag is nou eers iets anderster. Geen kritiek nie, geniet jou dag op die strand, ek gaan nou strand toe nou. Mag die son jou nie brand nie. Dis woeswarm in Jeffreys Bay vanmôre julle. Spesiale sterre en verskeie woordverwysings wys vir jou die liefde en die waarde van Jesus. As jy môreoggend wakker word, ons het dit nou die dag gedoen. Staan 4:30 op, dan gaan jy af strand toe. Gaan sit jy daar op die plankie strand, daar by Pepperstraat. Gaan sit jy daar, vat vir jou 'n koppie koffie saam en kyk jy. Kyk wat gebeur as hy son daar opkom. 9 minute oor 5 op hierdie stadium. Dis wanneer die son opkom in Jeffreys Bay. Dan sit jy daar en dan sê jy maar, so what? Nee, jy kan nie. Jy gaan kyk. Hierdie koning Jesus het gekom om vir jou en vir my die smart te dra. Sy hele wese, sy hele mens wees, sy hele mens word getuig van die bereidheid wat hy het om die prys te betaal vir jou en vir my. Hy begin, ons lees dit daar in Matteus, daar's nie vir hom plek om gebore te word nie. Daar's nie plek in die herberg nie. Ons het dit Kersdag gesien van, hy moet maar daar tussen die diere sy ding doen. Hallo babietjie. Jesus se waarde word geminag van dag 1 af. Jy sien die priesters en die skrifgeleerdes, koning Herodes, roep die wyse manne en hy sê, ek hoor julle is op pad. Gaan kyk noukeurig en dan kom vertel julle, hy doen nie eers die moeite om self op te staan te gaan kyk. Want dalk is dit net 'n roemer. Jesus word ontken as 'n babietjie. Sy koms, Herodes is bang, hy hou 'n bedreiging in vir my koninkryk, die hele Israel is kwaad saam met hom en nie, almal is baie kwaad. Maar ek en jy reageer so. Jy hoor die nuus van Jesus en sê jy, wow, of jy sê, en môre is dit verby. Dan moet iemand weer vir jou sê, het jy al gehoor, wow. Jy al gehoor, wow. Môre sê niemand het jy gehoor, wow nie, dan Ons begin baie excited, maar ons ontken die waarde van Jesus net so. Koning Herodes wil hom doodmaak. Maar hy doen nie die moeite om van sy troon af te klim om te gaan kyk wat daar aangaan nie. Hy maak staat op wat ander mense vir hom sê. Hoekom? Hoe loop ek en jy se verhouding met God? Dit wat jy weet van God, van Jesus, van die koninkryk, van die evangelie van die Bybel, het ander mense vir jou vertel of het jy self al 'n bietjie gaan kyk? Want jy sien, ek en jy, ons het dit vir mekaar gesê, vir God se koninkryk om te kom in my lewe, moet my koninkryk gaan. En dit beteken, ek moet opstaan van my troon af en wegstap. Herodes is nie bereid om dit te doen, hy wil hom doodmaak. Hy hou niks van hierdie storie nie. Maar as dit nou ook nie gebeur nie, dan is dit nou maar so. Jy sien ons is soos daai ouens van, onthou julle kleintyd voortyd, ek hou van hierdie Kalahari stories wat hulle so vertel, van toe my oupa nog 'n plaas gehad het, jy weet, om 3 dae gevat om die plaas te ry met sy bakkie. Sê die ander ou, ja, sies tog, ons het ook eendag 'n Isuzu gery, dit sukkel maar 'n bietjie. As jy moet 'n Toyota ry, is jy binne 3 ure om die plaas met 'n Isuzu vir 'n 3 dae. Nee, die oom kuier by die tannie, maar hulle is nog altyd mooi jonk en cute en dan sê, ek hou van jou baie.
En sê, ek kom vir jou kuier Sondag agtermiddag, onthou julle met die opsitkers, oulike stories. Dan maak sy nou vir haar mooi en dan is dit oulik, maar dan Sondag dan kom hy nie. En wanneer sy hom nou weer sien, dan sê sy vir hom, "Ai Sareltjie, wat het nou fout gegaan?" "Nee, wie ek het my sal gepolish en ek het my beste soet aangetrek en die perd geroskam en sy hare mooi gesny. En toe ek buite kom, toe sien ek daar so 'n wolkie so groot so man se hand. Toe besef ek, my perd se voete gaan vuil word as ek nou na jou toe ry. Toe kom ek maar liewer nie." Doen ons nie ook dit nie. Doen ons nie ook dit met die Here nie. Maar ons sê maar, Jesus, wie jy? Man, you my everything, maar hang net bietjie hoor, ek gaan net gou. Ek kom. Ek het net gou nog ietsies. Koning Jesus dra jou smart, maar ons heg nie waarde nie. Dis maar so. Want Jesus hou 'n bedreiging in vir die wêreldse koninkryke, vir jou koninkryk en vir my koninkryk. As jy in 'n ritme kom, elke dimensie vir jou lewe, waar jy gaan sit en sê, Here, ek gaan nou finansies doen, asseblief. Ek sê baie kundig nie, of ek is kundig, maar jy kan slim wees, maar jy moet wys wees. Onthou nou daai huis, die koning van die slimmes en die ouens wat nie geleer het. Here, ek het geleer, maar ek het U nodig. Here, ek het nie geleer nie, nou het ek U nog nodig. OK? Here, ek gaan nou my dieetprogram uitwerk. Hoekom praat ek altyd oor 'n dieet? Ek doen nie hierdie goed nie, maar Here, ek gaan nou hierdie, ja. Ken jy God in elke dimensie van jou lewe? Of is daar klein koninkrykies in jou lewe waar jy nog op die troon sit? Waar jy nog sê, nee, Here, moenie te veel hoor nie, ek het hierdie hoor. God is, hier gaat ons dit, nee. Julle, ons moet onsself afsterf, want Jesus word gekruisig. Ek en jy moet gekruisig word. Gaan nie nou oor die kruisiging baie praat nie, maar daai is nie maklik nie. Daai is moeilik tot so mate so as Jesus sê, ek sal jou smart dra, ek sal in die kruis sterf vir jou. Dan sê hy in die tuin van Getsemane voor die tyd, hy sê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie ding by my verbygaan. Hierdie is kwaai. Hier kom 'n ding. Maar dan staan hy terselfdertyd terug en hy sê, nie my wil nie, U wil. Ek wil hê ons moet Kersfees sien. Ons moet die koms van Jesus sien. Ons moet Jesus sien tot waarde. Is jy bereid om te sterf aan jouself? Koos maar hoekom? Why? Die Kersding is nou oulik en Jesus is quite okay, klink dit my. Maar hoekom moet ons dit goed doen? What's in it for me? Ek sê jy sê, what's in it for you? Die ewige lewe. Daar is nie noodwendig altyd 'n aardse beloning vir hierdie goed nie. Nie altyd. Daar is baie keer. Dis lekker, natuurlik. Dis lekker. Dis lekker om 'n kind van die Here te wees. Dis lekker om in die natuur te loop, langs die strand te loop, 'n skulpie op te tel en sê, wow, check Here. Check hierdie move, ou. Het julle al daai Daisy Paisy, wat is daai goetertjies met die klein skulpies binne-in en man, daar is mooi goed. Daar's oorwinning. Ons vat houe. Dis jy dink jy is 'n champion en dan gebeur goed in die lewe en dan sê ons, what's in it for me? What's in it for you and for me is die ewige lewe. Want jy sien van dag 1 af beskerm God die Vader vir Jesus teen Herodes byvoorbeeld. Daai jare se e-mail, daai jare se WhatsApp werk so. Jy lê in slaap. Ding dong, hier's 'n engel. Boodskap vir Koos. Hallo, Koos, kan jy my hoor? Ek kan jou hoor, Here praat. Koos, hier's die boodskap. God kom en hy sê vir die wyse manne,
moenie teruggaan na Herodes toe nie, move die kant toe. OK. God kom vandag vir jou en vir my, en hy beskerm ons lewe met die bloed van Jesus. Ja, maar koos, mense gaan dood. Goed gebeur, dit gaan fout. Ja, ons leef in 'n stukkende gebroke wêreld, maar wanneer dit gebeur, is jy in die ewige teenwoordigheid van God, dis die verskil. Ek en jy loop hier op aarde en sê ons daar om die braaivleisvuur vir mekaar, dis warm, die ekonomie, het jy gesien wat doen daai politikus, die sport, dis hel op aarde, nee, dis hemel op aarde in die teenwoordigheid van God, ongeag die omstandighede. Kyk, dink daai wyse manne, hoe lank het hulle beplan om in te kom? Daar's nie sulke kommunikasie nie, hoe het hulle geweet? Waar gaan hulle heen? Ons gaan môre Kaap toe, hoor, OK. Gaan ons ry, gaan ons loop, gaan ons trein vat, gaan ons vlieg. Wat kos dit? Waar kry ons mekaar? Hoe kom ons daar? Wat vat ons saam? Wat se seisoen is dit daar? Wat se taal praat hulle daar? Hoe werk dit? Ons lees net van, hier kom hierdie 3 wyse manne met hulle reisiesperde daar ingejaag en yes. Nee, dit het maande en maande se beplanning gevat om daar te kom. Hulle kom uit verskillende landstreke uit. Wat se geskenk gaan jy vat? Wat vat jy? Wat is op teenwoordig daar in jou land? Hoe werk die move? En nou kom 'n engel en sê, al daai beplanning gaan nie werk nie, kies 'n ander roete. Jy al gesien op jou GPS, herbereken, rerouting, dan praat daai sussie, wat sy naam Siri, dan praat sy met so 'n blikstemmetjie, ry elke light, jy ry nou teen 'n one-way, hoor, gaan aan die ander kant toe. Het ek en jy al besef die waarde van hierdie koning van Jesus, dat God vir jou sorg, dat God jou beskerm? Selfs Josef en Maria, mamma en pappa, hulle is daar, dis nou so, hulle kry die gerug. Hier kom 'n ding, hoe kry hulle die gerug? 'n Engel het aan hulle verskyn, gaan lees dit. God stuur vir hulle 'n engel en sê vir Josef, vat jou vrou en jou kind, laat jy gaan ou, hier's 'n lewensbedreiging. God het jou daar bepaal voor die grondlegging van die aarde. God weet wat in jou lewe gebeur. God weet waardeur jy gaan. God uit en hy sê, ek het vir jou plan, gaan bietjie Egipte toe, hoor. Hallo, was jy al in jou lewe in Egipte? Daar's nie die land van melk en honing nie, broer, daar eet hulle brood en water. Manna en kwartels. Dus, Here, maar daai is nie lekker nie. Ek wil nie Egipte toe gaan, ek bly baie lekker hier in Jeffreys Bay. Ek wil nie nou Egipte toe gaan nie. Gaan net, ek weet wat is goed vir jou. Dis die waarde van Jesus as die koning in jou lewe. Om te sê, let's go. Toe Jesus groot word en hy begin sy bediening, toe gaan hy in die woestyn in, onthou julle vir 40 dae. As jy al ooit in daai area was, gaan kyk 'n dokumentêr. Die woestyn daar is nie sand nie. Dis klippe. Dis leiklip. Onthou julle voortyd was dit 'n mode om jou stoep met 'n leiklip te laat pak. Dit was baie mooi. En dan gooi jy 'n bietjie cobra polish. Mooi. Daai is woestyn vol van daai klippe. Gaan ry die Tankwa Karoo pad, nê. Dan sien jy hoeveel bande verloor jy op daai pad van daai leiklip wat jou stukkend sny. Skalieklip. Dis wat in daai plek gebeur. Jesus gaan in daai woestyn in vir 40 dae. En wat gebeur? Die vyand kom en versoek hom binne in daai moeilike omstandighede. Ek en jy gaan deur die lewe. Goed gebeur, ons krek, ons lewe val uit mekaar uit, bom. Ons het klaar 'n pot vol uitdagings. En dan kom die vyand en sê, ek bring nog moeilikheid. Hoe gaan jy dit hanteer? En dan kom God, en hy gee vir Jesus die antwoord as Jesus die vyand antwoord en beveg met die woord. Met die woord.
Die vyand sê vir hom, daar staan geskrywe. Dan sê Jesus vir hom, nee, daar staan ook geskrywe. Moenie die Bybel binne konteks of buite konteks aanhaal nie. Moenie net nie, ken jy die woord. Jesus sê, in die begin, Johannes, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Jesus sê, ek is die woord. Hy wat uit hierdie fontein uit drink, sal nooit weer dors word nie. Besef jy die waarde van hierdie vrugtekoek wat ons oopbreek vanmôre en sê, man, of jy nou van vrugtekoek hou of nie, gaan vat 'n happie. Gaan vat 'n happie elke dag, elke uur, elke week van jou lewe, nie net in Kerstyd nie. Want Jesus is gekruisig vir jou en vir my. Vanmôre sê ons vir mekaar, ek sny hierdie vrugtekoek. Ek sny hierdie vrugtekoek. Ek deel die vreugde van Immanuel God met jou en die oorwinning met die wêreld. Net voor Hemelvaart, en dit is nou Paastyd se storie, né? Dan sê Jesus vir sy disippels, ek gaan nou na die Vader toe, maar ek gee vir jou die Heilige Gees. Gaan dan heen, Jerusalem, Judea, Samaria, die uiteinde van die wêreld, en maak die mense my disippels. Ek wil hê, as jy hoegenaamd dit oor jou hart kan kry, gaan koop tog nog maar vir jou 'n vrugtekoekie onder in die pad. Wie bak vrugtekoeke op bestelling? Okay, nie in die saal nie. Laat weet my online as dit jy is. Gaan koop vir jou vrugtekoek en sny hom sulke skyfies. Sit jy hom in die vrieskas, maar dan sny jy die skyfie nog 'n keer in die helfte. En as jy werk toe gaan in die oggend, dan vat jy 2 blokkies. Een vir jou, een vir jou maatjie. As iemand vir jou sê, hoe gaan dit met jou? Dan sê jy, maatjie, kom ek vertel jou. Hou jy van vrugtekoek? Ek ook nie eintlik nie, maar hier is die storie van die vrugtekoek. Ek deel hom met jou met liefde, vanmôre in Jesus se naam, daar waar jy is. Wil jy nie Jesus gaan deel met die wêreld? Mag die Here jou seën. Vader, in Jesus se naam. Here, dit is so lekker. Ek kom vanmôre en ek bely dit, Vader, ek hou nie van vrugtekoek nie, glad nie. Soos in glad nie, baie dankie dat ek dit mag sê, maar dankie dat ek van die proses hou, dat ek vir dit lief is, dat dit my lewe is, dat dit my alles is. Here, en as mense verbykom met 'n melktert en 'n lemon meringue en dan herinner jy my onmiddellik daaraan wat sê, Jesus sê, ek is die leeu van Juda, die vyand is soos 'n leeu. Hierdie ander goeters is lekker, maar dis false teachings. Dis dalk 'n simpel vergelyking, Here, maar ek verstaan dit op daai manier, en daarom kom ek vanmôre in Jesus se naam, en ek vra deur die Heilige Gees, dat U vir my in my hart kom vasmaak, kom skryf. U sê, U is die naprediker deur U Heilige Gees. U sê, ek sal skryf op jou hart dit wat ek wil hê jy moet onthou. Maar bo alles, Here, U sê ons moet ons gedagtes, ons woorde vernuwe, sodat ons nie net goed weet nie, maar dit ook gaan doen. Ek kom vanmôre en ek sê, Here, in Jesus se naam, in die Gees, sny ek hierdie vrugtekoek in bite sizes. Dat ek dag vir dag, een mens op 'n slag, die vreugde, die blydskap van Immanuel, God met ons, kan gaan deel. Ek eer U, ek dank U daarvoor, in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen. Ek groet jou aanlyn, baie dankie, geseënde tyd vir jou. Ons het die 31ste ou jaar het ons die laaste diens vir die jaar. Dan praat ons oor, ons sny die ou jaar af, ons sny die verlede jaar af, ons of die verlede af. Ons sal hom vir jou post. Vrede vir jou, dankie vir julle gebede, vir julle ondersteuning. Blessings daar waar jy is, wees veilig.